is 'n klompie geelsterte in die water. Hulle is op die oomblik dat hulle wil nie lekker vreet nie. Hier is ook baie klein haatjies. Die grinder stokkie is 'n light tackle 30 pond breidop. Ons het hom 'n lang pad ingesit. Kom ons kyk wat vat hom, seker maar 'n klein bronsie of 'n honda of 'n vale of so iets. Terwyl ons wag vir die kleintjie, gaan ek 'n bietjie 'n groter raaihaas insit. Ons soek hier is 'n klompie reggies, 200 kg visse. Trofeevisse wat almal maar soek. Hier is ook 'n klomp groot bronsies in ons water op die oomblik. Ons het in die week 'n klomp groot bronsies self gekry. So terwyl die klein stokkies lê, laat ons 'n groot aas insit. Ons kyk wat gebeur. So ons gaf glad nie haai op die klippe nie. So ons gebruik ongelooflike heavy gear. Dis groot hoeke, dik leaders want ons leader letterlik elke vis uit. Ons probeer daai vis so vinnig as moontlik uitkry om hom nie dood te spook nie. Kry die vis uit, ons tag hom, ons vat 'n DNA sampel en probeer daai vis binne in 2 minute terug in die water te kry. Hierdie is 'n 22.0 circle hook. Dit is 'n 20.0 wat ons 'n bietjie oop buig, so jy maak hom 'n bietjie groter. Ek het 250 pond staal hierso. Ons noem hierdie die snelknoop. Jy draai hom net lekker styf om die shank. Druk jy die staal van onderaf bo deur. Baie belangrik, hy moet bo uitkom. So jy wil elke keer hê jou staal moet 'n sirkeltjie vorm. So as die vis hom insluk en hy swem weg, die hoek sal hom elke keer in die kant van sy mond dak. Op die ander kant gaan ons nou die slide vasmaak. Die knoppie wat ek daar gebruik is 'n doodgewone granny knot. Lekker vasdruk. Draai hom om en dan soos 'n masjien gaan ons hom lekker styf teen mekaar opdraai. Jy wil hê hy moet basies 'n spring vorm hierso. So hoe harder jy haai trek, hoe sterker is jou knoop. As jy hierdie knoop maak, moenie die spasierings tussen jou spring groot maak nie. Hou hulle styf teen mekaar om die knoop sterker te maak. As jy klaar is met dit, julle sal sien hierdie is 'n carbon coated steel wat ek gebruik. Dit is 'n plastiek laagie wat om die staal is. Nou die probleem met dit is jou groot haai se tande as hy 'n V het. Die V gaan in die tande en jy kap, dan skuif die plastiek net op. Die staal gly nie deur die haai se mond totdat die hoek sit nie. So wat ons nou gaan doen, ek gaan net my mes vat, dan gaan ek net hierdie plastiek laagie net lekker afkrap. Sny hom net aan die een kant af en dan kan jy hom lekker aftrek. Ja, as jy hom klaar met jou mes aan die een kant losgetrek het, krap maar net met jou naal hom los dat jy die pypie afkry en dan kan jy hom lekker aftrek tot by jou hoek. Nou is dit skoon stainless steel staal, so al gaan sy tande in die staal sal deur sy tande gly totdat die hoek hom set in die kant van die mond. Dis ook die rede hoekom ons met sirkelhoeke vang. Is veiliger vir die vis. Jy kan nie die vis vel hoek in sy maag of so nie. Sirkelhoek is elke keer in die kant van die mond. Hier is 'n klein geel stertjie wat ons gaan slide vir 'n groot reggie of wat ook al. Jy kan sien op die 22.0 sirkelhoek. Wat ek gaan doen, is baie klein visies in die water. So ek gaan net die gillplates afhaal nie en ek gaan 'n redelike groot stukkie vleis los. Want die klein visies vreet net tot op 'n punt, dan los hulle die res van die kop. So ek gaan hom reg in die middel deursny. Dan gaan ons die lyf vat. Om lekker vul dit. Restaurant kwaliteit aas hierso. Jy vul dit. Wat ek nou gaan doen is die sirkelhoek net deur die 2 lippies. Moenie die aas te diep hak dat die sirkelhoek toe is hier nie, want jy wil hê die sirkelhoek moet kan vrylik draai in die aas. So as jy hom vat, kan die sirkelhoek nog steeds lekker beweeg, maar as jy hom diep hak, druk hy vas. Hierdie is nou die deel wat om die haai se kakebeen gaan, laat jy nie die hoeke uittrek nie. Soos ek sê, hier's baie klein visies. So ons gaan nie speel nie. Ek het 2 tolletjies garing hier. Een is 'n latex en een is die cotton. Die latex trek die cotton lekker vas en die klein visies pla hom nie so erg nie. Ons gaan een kant die vleiskant in die binnekant sit en aan die ander kant gaan ons hom in die buitekant sit.
Draai hom maar lekker vas. Hierdie is 'n aas wat 'n redelike tydjie gaan lê. Ek sien nou nie 'n groot haai dadelik omvat nie. So maak maar seker alles is stewig. As jy klaar is met hom so, vat net jou garing 'n paar skote in die lengte van die aas. As jou aas. Die rede hoekom ons hierdie knoop gebruik is die enigste knoop met rek opsie. Check al die rek wat hy in hom het. So, hoe harder jy haai trek, 'n bietjie meer rek gee hy en so ook weerstand teen jou haai. Hier is 'n dinnerige wind down, hy's 1.5 mm dik. Maak hom los. Okay, van daar af wat jy net jou nylon deur die wind down se toukie oor hom en dan weer oor hom, trek jy die leader deur jou loop, stoor die loop op, maak jou loop lekker groot. Moet hom nie meer as 4 keer deurvat nie. Jy wil nie jou knoop te groot hê nie. Trek hom lekker af, stoot jy hom net af soos jy afgaan. Daai is jou grootste knoop wat jy gaan hê vir 'n 1.5 mm. My eerste custom built visstok het my naam op gehad voordat ek gebore was. Okay. So dit was 'n thumbs up van my pa se kant af daai tyd. Maar ja, soos ek groot geword het, maar elke dag saam met my pa gaan vis. Laat aan die vroeë oggende is in laerskool Bultfontein. Laat my pa my sommer party daai die skool uit kom haal om te gaan vis. As die vis dit byt. Ja nee, ek het my eerste keer springboklere gekry toe ek 14 jaar oud was. En daarop het ek dit nog 4 keer gekry. Dit sal definitief wees om elke dag nuwe kliënte uit te vat na nuwe hengelspots toe. Baie ouens het 'n droom om dalk 'n groot haai te vang of 'n groot kabeljou of groot mosselkrakers en ons vat hulle dan uit vir daai dag om daai spesifieke spesies te gaan target.
Ons leer ook die ouens in detail meer oor die spesie, leer hulle die belangrikheid van tag and release vir daai spesie, hoe om daai spesie te target, waarvoor jy moet kyk, hoe om jou water te lees basies, jou barometriese druk, wat se winde is goed vir dit, wat se swel is goed vir dit. Maar dit help nou nie jy wil 'n vis vang, maar jy weet nie al daai dinge nie. Dis basies soos om damsak te gooi. Jy gooi in 'n dam en jy gooi op 'n verkeerde plek. Mike Pouch het altyd gesê, as jy 'n bottel brandewyn wil hê, gaan jy hom nie in Spar gaan soek nie, gaan hom in die bottle store gaan soek. Definitief, ons kan hulle eie tackle bring, maar ons het altyd die regte goed op standby. Ook op die trips basies, al wat die ou moet bring is sy eie kos en klere en skoene. Verder, alle tackle, alle aas, alles wat hy verder gaan nodig het, gee ons. En dan, as hulle DVD ook van die hele dag sy outing wil hê, is dit ook beskikbaar vir hulle.